Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, ons gaan voort met Johannes 12 en ons is by vers 26 vanoggend. Ons lees hierdie mooi teks. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Jo, vriende, in 'n groot sin is 12 vers 26 die hoogtepunt van vers 24 tot 26. Vers 24 het ons die beginsel gesien dat die koringkorrel wat moet sterf en dan baie vrug dra. Vers 25 was die toepassing daarvan op jou eie lewe, dat jy eintlik jou lewe verloor, en dan behou jy dit. En dan kry jy die regte lewe. En ons het nou gister baie mooi dit probeer verduidelik. En dan kom vers 26 nou, wat die oproep en by dit belofte van disippelskap is. So, hoor dit weer die teks. As iemand my dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Geliefdes, Jesus maak dit baie eenvoudig. Hy kom verduidelik hier, wat beteken dit om hom te dien? Om hom te dien beteken om hom te volg. Dis sy presiese woorde. Nou, hy sê nie, as iemand my bewonder of oor my praat nie. Dis nie wat Jesus soek nie. Hy sê as iemand my dien, moet hy my volg. Ons is natuurlik nie goed met dien nie, dink ek, nee. Ons ouens wat sê, ja, mense wil God dien, maar net in adviserende hoedanigheid. En dit werk nie so nie. As ek iemand dien, dan beteken dit daai een is in beheer. En kom ons praat bietjie oor wat sê Jesus. Hy sê, dan moet hy my volg. So om Jesus te volg, beteken ek moet hom vertrou. Hy loop voor, nie ek nie. Ek moet hom vertrou, selfs wanneer die pad moeilik is. Dit beteken dat ek my lewe, my planne en my toekoms in sy hande plaas. Dis presies wat Jesus self gedoen het, né? Hy het die pad van gehoorsaamheid geloop, selfs tot aan die kruis. Jesus gee ook 'n wonderlike belofte hierby. Hy sê, waar ek is, sal my dienaar ook wees. En dis nou die wonderlike, dat ek loop hierdie pad van gehoorsaamheid, hierdie pad van volg, loop ek nooit alleen nie. Om Jesus te volg beteken om naby hom te wees. En hierdie is nie 'n belofte net vir eendag nie. Dit ook. Ek gaan eendag saam met Jesus wees in sy koninkryk. Dis die groot belofte. Maar nie net dit nie. Ook nou loop ek nie alleen nie. Dis natuurlik een van die groot goed in die Nuwe Testament, dat hulle het besef, selfs na Jesus se hemelvaart, maar Jesus is nog steeds by hulle. Daai belofte wat hy gemaak het, daar aan die einde van Matteus, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, dat dit waar is. So Jesus loop hierdie pad saam met my, hierdie geloofspad, waar ek kies om hom te dien. En dan kom nog 'n geweldige belofte by. Die Vader sal hom eer. Die wêreld mag dalk nie altyd dink dat die lewe van 'n disipel nou so kosbaar is, of dit raak sien selfs, of dit waardeer nie.
Maar dit maak nie vir ons saak nie, want God sien dit raak. Dis al wat belangrik is, God sien dit raak. God sien jou gehoorsaamheid en jou volg van Jesus raak. Vader eer die een wat sy seun volg. En ware eer kom ons nou nie van mense af nie. Dit kom van God af. So geliefdes, kom ek en jy, kies vandag om te dien. Ja, dit het 'n prys. Maar dit het ook 'n geweldige belofte. Amen. Here almagtige God, dankie dat U ons roep om U te volg. Here, ons bely dat ons so baie keer voorloop en dan wil ons U eintlik net agterna sleep. Maar U sê ons moet U volg. Help ons om baie meer te bid en te vra vir U leiding, baie meer te verstaan waarna toe U ons wil vat. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.